So die opdrag wat ons gekry het saam met hierdie instelling van die nagmaal was gewees, gebruik die nagmaal saam tot my gedagtenis. Herinner julleself elke keer as julle die nagmaal gebruik, herinner julleself aan die tafel, herinner julleself aan die teenwoordigheid van Christus, herinner julleself dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, herinner julleself dat sy liggaam vir ons gebreek is, sodat ons genesing kan kry, want dis wat die woord vir ons sê, en sy bloed gestort het, sodat ons vergewe kan word, en omdat ons vergewe kan word, kan ons deur te lees in Lukas 22 vers 7 tot 8. Dit sê die dag van die ongesuurde brood waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, dat ons dit kan eet. Nou hierdie voorbereidings wat hier gemaak was, wat hier moes gemaak geword het, was voorbereidings vir die aand wat Jesus die nagmaal ingestel het. Dit was voorbereidings waartoe Petrus en Johannes gegaan het om te gaan voorberei die tafel waar die paaslam geëet sou geword het. So hierdie was 'n tyd gewees, hierdie was 'n aand gewees waar hulle 'n heel lam sou slag. Nie 'n skaap nie, 'n lam, die beste, die mooiste lam wat jy gehad het. En hier kom Jesus en sy 12 disippels en hulle gaan berei voor. Hy stuur hulle om voor te gaan berei 'n heel lam. Daar was ongesuurde brood, daar was krye gewees, daar was wyn gewees by hierdie ete. Dit was nie 'n sommer net kom ons kom by mekaar en ons eet nie. Hierdie was 'n groot ete gewees. Hierdie was 'n feesmaal gewees wat Jesus voor gaan berei het. En dit was die tafel, die nagmaal tafel gewees. Hierdie was 'n tyd letterlik gewees van makiti. Hierdie was 'n tyd van fellowship. Hierdie was 'n tyd van Jesus se teenwoordigheid geniet, saam met Jesus fellowship, saam met hom aan tafel sit, waar Jesus die disippels bedien het. Dit was 'n aand gewees. Dit was 'n gebeurtenis gewees waar ons nie uit wil gaan nie. Die disippels wou nie daai aand verby hê nie. Dit was lekker om saam met Jesus te kon kuier. Dit was soveel meer gewees as ek kom en ek vat die broodjie, ek eet die broodjie, ek drink die sappie, ek vat my handsak en ek gaan huis toe. Die nagmaal is veronderstel om soveel meer te wees as net dit. Die nagmaal is veronderstel om vir ons 'n plek te wees. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, moet ons op 'n plek wees waar ons wil nie uit hierdie teenwoordigheid uitgaan nie. Ons wil nie hê die oomblik moet verbygaan nie. Ons wil in hierdie teenwoordigheid bly. Ons wil in hierdie oomblik bly. Ons wil bly hier aan tafel saam met Jesus Christus, want hy het dit vir ons moontlik gemaak. Ons moet wil saam met hom feast. Ons moet wil saam met hom fellowship. En ek wens so partykeer die Here kon ons geestesoë oopgemaak het vir ons om te kan sien dat elke keer as ons die nagmaal gebruik, elke keer as ons dit saam gebruik, gaan ons letterlik in die troonkamer in. En ons gaan daar waar God die Vader en Jesus Christus aan sy regterhand is. En ons is in sy teenwoordigheid. Want toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het die voorhangsel geskeur van bo tot onder. En dit het vir ons access gegee. Dit het ons toegang gegee. Dit het vir ons die baan geweg in die teenwoordigheid van God in. En ons kan in daai teenwoordigheid ingaan vanaand. En wanneer ons die nagmaal saam gebruik vanaand, is dit meer as net 'n broodjie eet, 'n sappie drink, my handsak vat en huis toe gaan. Dis soveel meer, dis in die teenwoordigheid van Jesus Christus. En dis hoekom ek daarvan hou om die nagmaal aan die begin van die diens te doen en nie aan die einde van die diens nie. Dis hoekom ek dit nou wil doen vanaand. Dis my persoonlike oortuiging, is sodat ons nou die nagmaal saam gebruik. En dan bly ons in die teenwoordigheid, ons fellowship saam met Jesus, ons bly in hierdie teenwoordigheid vir so lank as wat ons kan, en wanneer ons huis toe gaan vanaand, dan gaan praat ons nie oor die rugby en die sokker en die netbal en die atletiek en die wat ook al nie, ons gaan huis toe vanaand, en ons vat hierdie teenwoordigheid saam met ons gaan huis toe vanaand, en ons vertel vir mekaar hoe goed Jesus vir ons is, ons vertel vir mekaar wat vir ons aan die kruis gebeur het, ons vertel vir mekaar die krag van die kruis, ons vertel vir mekaar oor hierdie feesmaal, en ons bly in die teenwoordigheid so lank as wat ons kan, want dit is soveel meer as net eet 'n broodjie, drink 'n sappie, vat jou handsak en gaan huis toe. En dis hoekom ons die res van hierdie diens wil wy
aan die fellowship van Jesus Christus. Die res van hierdie diens wil vat om toe te wy aan ons wat in die troonkamer by God die Vader is, by Jesus Christus is, waar ons aan tafel saam met hom kan sit. En ons wil hierdie teenwoordigheid saam met ons vorentoe. So kom ons gaan fellowship saam met hom vanaand, en ek wil vir ons Lukas 22 vers 17 tot 20 lees. Dis waar Jesus die nagmaal ingestel het. Dit is waar die paaslam geoffer is. Dit was die fees, dit was die ete wat Petrus hulle gaan voorberei het, was hier gewees. En Jesus kom in Lukas 22 vers 17 tot 20 en hy stel die nagmaal in en hy sê daarna, neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. So die opdrag wat ons gekry het, saam met hierdie instelling van die nagmaal was gewees, gebruik die nagmaal saam tot my gedagtenis. Herinner julle self, elke keer as julle die nagmaal gebruik, herinner julle self aan die tafel, herinner julle self aan die teenwoordigheid van Christus, herinner julle self dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, herinner julle self dat sy liggaam vir ons gebreek is, sodat ons genesing kan kry. Want dis wat die woord vir ons sê. En sy bloed gestort het, sodat ons vergewe kan word. En omdat ons vergewe kan word, kan ons in teenwoordigheid ingaan. Kan ons die verhouding wat daar eens gebroke was tussen ons en God is herstel. En dis wat die nagmaal is. En dis hoekom Jesus die nagmaal ingestel het. En dis hoekom ek vanaand, hier aan die begin van die diens, die nagmaal wil instel. So ons gaan nou die nagmaal saam gebruik. En dan gaan ons die res van hierdie diens aan die Here toewy. So net daar waar jy sit, vat jou broodjie. En wil jy nie jou broodjie vat en hom breek? Net om onsself op 'n praktiese manier te wys wat het met Jesus se liggaam gebeur aan die kruis. So Here, dankie. Dankie dat u liggaam gebreek is vir ons. Dankie Jesus dat ons onsself kan herinner aan die kruis vanaand. Dankie dat ons onsself kan herinner aan dit wat u vir ons moontlik gemaak het aan die kruis. En Here, dankie dat ons hierdie nagmaal ook saam kan gebruik vanaand om onsself te herinner aan dit wat u vir ons gedoen het. So Vader, ons kom nou en wanneer ons hierdie broodjie nou saam eet, herinner ons onsself aan die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. En Here, ons herinner onsself dat u bloed gevloei het, dat u bloed gestort het. Here, ons herinner onsself dat die bloed van Jesus Christus ons skoon was van al ons sondes. So dankie dat ons nou hierdie nagmaalsap kan saamdrink, ook om onsself te herinner, Here, aan dit wat die bloed van Jesus vir ons moontlik gemaak het. En Jesus, dankie. Dit is 'n voorreg om as gemeente saam die nagmaal te kan gebruik. Ons loof en ons eer U vir daai voorreg in Jesus se naam. Amen. Amen. Hierdie wat ons nou gedoen het, is sekerlik een van die grootste voorregte wat daar vir ons as mens is om die nagmaal saam te kan gebruik, want elke keer as ons die nagmaal saam gebruik, sê die woord vir ons, word ons een met Christus. Soos wat daai broodjie met jou een geword het nou net, soos wat daai nagmaalsap nou net met jou een geword het, net so het Jesus Christus nou in daai oomblik een geword met ons. Ons deel in sy bloed en ons deel in sy liggaam. Die woord sê vir ons, we partake, is wat die Engels sê, in his body, and we partake in his blood. Ons word letterlik een met Jesus Christus wanneer ons die nagmaal
saam gebruik. En hierdie is 'n voorreg, want dit was iets wat ons nie altyd gehad het nie. Dit was nie altyd vir ons moontlik gewees nie. Daar was 'n tyd wat dit nie moontlik was vir ons om in die teenwoordigheid van God te kan staan nie, want ons was ongeregtig om in sy teenwoordigheid te staan. Is 'n voorreg vir ons. En ons moet besef dat dit 'n voorreg is vir ons om in sy teenwoordigheid te mag wees, want dit was nie vir almal nie. En ons kan met hom een word vanaand, net as gevolg van dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. En die rede dat dit vir ons 'n voorreg kan wees, die rede dat dit vir ons 'n grootste voorreg moontlik kan wees om die nagmaal saam te kan gebruik, is omdat dit nooit vir ons moontlik was nie. En dit is nie vir ons moontlik gemaak as dit nie was vir Jesus Christus nie. Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Hy het ons gereinig, hy het ons geregtig gemaak om die nagmaal saam te kan gebruik. En ons kan nie net na die kruis toe kom nie, want ons as mens is verlore. Romeine 3 vers 23 sê vir ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom, en as gevolg van dit wat Adam en Eva gedoen het, as gevolg van Adam en Eva, het daar 'n siekte in die wêreld ingekom. Daar het 'n siekte in die bloedlyn ingekom van Adam en Eva af, wat gestrek het reg deur tot by ons vandag. En ons elkeen is in sonde ingebore, want ons het ook ja gesê vir die sonde. En as gevolg van die feit dat ons ja gesê het vir die sonde, word ons eintlik gediskwalifiseer. En hierdie gedeelte sê vir ons dat ons het God beroof deur ja te sê. So elkeen van ons wat hier is vanaand is skelms. Elkeen van ons wat hier is vanaand is bedrieërs. Elkeen van ons het by God gesteel. Nie een van ons wat hier sit vanaand is nie skuldig nie. Elke liewe een van ons, ek inkluis, het by God gesteel. En ons het hom beroof. Ons is rowers wat vir God beroof het van die eer wat hom toekom. En dis wat Romeine 3 vers 23 vir ons sê, want ons verdien dit nie om in sy teenwoordigheid in te gaan nie. Ons verdien dit nie om die nagmaal te hê nie. Ons verdien dit nie om met hom te kan fellowship. Ons verdien dit nie om aan sy tafel te kom sit vanaand nie. Maar tog het Jesus Christus, want daai vers gaan aan in vers 24, en dit sê, maar uit die genade van Jesus Christus is daar vir ons vryspraak. En omdat Jesus vir ons vryspraak gebring het, kan ons in daai teenwoordigheid ingaan. Kan ons die nagmaal saam gebruik, al verdien ons dit nie. Al verdien ons dit nie, kan ons die nagmaal saam gebruik en kan ons deel in sy fellowship. Maar Jesus aan die kruis, as gevolg van dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, het alles kom verander. Die klagstaat wat teen ons gedien het as sonde, die klagstaat wat teen ons gedien het, het hy vasgespijker aan die kruis. En dit tel nie meer teen ons nie. Dit is nie meer teen ons, dit word nie meer teen ons gehou nie, want Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf. En toe hy aan die kruis gesterf het, het alles verander. Dit waarvan ons hom beroof het, hy het dit kom terugbetaal. En Lukas 23 vers 33 tot 34 sê, toe hulle by die plek aankom wat Kobeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig, as ook die misdadigers, een aan Jesus se regter en een aan sy linkerkant. Daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. En Jesus hier in sy nood, in sy lyding, in sy pyn, terwyl Jesus deur iets gaan wat ons met menslike woorde nie eintlik kan beskryf waardeur Jesus gaan nie, bly sy woorde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hierdie is genade onbeskryflik groot. Hierdie is 'n genade wat ons nie in menslike taal eers kan begin begryp nie, ons kan dit nie begin verstaan nie, ons kan dit nie eers begin oordra nie. Hierdie is genade dat terwyl die mense besig is om Jesus te kruisig, terwyl hy die gesag het om 'n legioen engele uit die hemel uit te roep, en daai Romeine wat besig is om hom te kruisig in 'n oomblik te kan uitwis, kies hy om dit nie te doen nie. Hy kies om aan daai kruis te bly hang. Hy kies om daai pyn, daai lyding, daai seer, daai swaar kry deur te gaan vir my en jou, sodat ons vandag aan nagmaaltafel saam met hom kan deel, sodat ons in sy fellowship kan wees, sodat ons in sy teenwoordigheid kan deel. Het hy die pyn deurgegaan, het hy die lyding deurgegaan, en jy sit dalk hier vanaand, en jy's besig om deur pyn te gaan, jy's besig om deur lyding te gaan, jy's besig om deur iets te gaan in jou lewe, en jy voel, daar is nie 'n uitkoms uit hierdie uit nie. Jesus Christus is vir ons 'n voorbeeld. Jesus Christus wys vir ons dat sy liefde aan die kruis was genoeg om bo hierdie omstandighede, want 3 dae later het Jesus uit die dood uit opgestaan. En as ons in hom is en hy is in ons, kan ons oorwinning behaal ook oor die pyn en die lyding wat ons deurgaan, maar Jesus Christus het dit gevoel, net soos wat ons dit voel. Hy het dit deurgegaan, soos wat ons dit deurgaan, as gevolg van genade. Want hy het dit deurgegaan vir mense wat hom nie gekies het nie. Hy het dit deurgegaan vir sy vyande. Vir mense wat hom beroof het van die eer wat hom toekom, het hy dit deurgegaan, maar tog het hy dit deurgegaan, want sy genade is vir ons onbeskryflik groot.
En daai genade is tot vandag toe nog net so groot soos wat dit was die dag toe Jesus aan die kruis gehang het. Sy genade het nooit vir ons minder geword nie. Sy genade is vandag nog net so opreg soos wat dit was daai dag. Sy genade vandag nog, sy hart vandag nog is Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit het nie gestop aan die kruis nie, dit het nie tot niet gegaan aan die kruis. Daai woorde van Jesus, Vader, vergewe hulle, het nie tot niet gegaan aan die kruis nie. Dit het sy volle krag bereik aan die kruis. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle sien toe Jesus opvaar hemel toe, het hy nie tot niet gegaan nie. Toe hy opvaar hemel toe, is dieselfde woorde vandag nog, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hy sit nou aan die regterhand van die Vader, besig om nog steeds vandag vir ons in te tree. Hy is nou, daar waar hy nou sit, aan die regterhand van sy Vader, is hy besig om in te tree vir ons sondes. Is hy besig om vir ons voorspraak te maak. Hy is besig om te intercede vir ons. Hy is besig om by die Vader nou nog te sit en te sê, Vader, vergewe. Vader, vergewe. Vader, vergewe, want dis God se hart. Dis God se hart, dis Jesus se hart. Is genade, op genade, op genade. En jy dink jou sonde kan jou skei van God se liefde? Romeine 8 sê vir ons niks kan ons skei van God se liefde nie. Jy dink jou tekortkominge kan jou skei van God se liefde? Romeine 8 sê vir ons niks kan ons skei van God se liefde nie. God is 'n God van genade. Hoe meer die sonde geword het, sê Romeine vir ons, hoe meer oorvloediger het sy genade geword. Dit beteken vir elke een sonde is daar 2, 3, 4, 5 genades, maar die genade sal altyd meer wees as wat die sonde is. En ons kan 'n oortuiging in ons harte hê en ons kan 'n stuk dankbaarheid in ons harte hê, en wanneer ons die nagmaal saam gebruik, kan ons dankbaar wees vir dit, dat die krag van die kruis is genade, is meer as ons sonde. Ons sonde kan nooit meer word as God se genade, en sy genade is vir ons elke dag niet. En sê ek nou, doen sonde om sy genade te toets? Nee. Beteken dit ons moet aanhou sonde doen, vra Paulus? Hoegenaamd nie, sê hy, want ons is nou dood vir die sonde. Hoe kan ons, wat dood is vir die sonde, aanhou om die sonde te doen? Ons het nou repeats gekies. Ons het gekies om nie weer terug te val in ons ou lewe in nie. Maar ons kan van een ding seker wees, dat al doen ons sonde vandag, het ons een wat nou by die Vader sit, besig om vir ons in te tree. En hy sê, Vader, vergewe hulle. En dis Jesus se hart, dis God se hart, dis wat die nagmaal vir ons moontlik gemaak het. Hebreërs 7 vers 25 sê, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. En dan hierdie woorde, hy lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. Jesus sit langs sy Vader in die hemel, nie net om te heers nie, nie net om vir ewig te leef nie. Hierdie gedeelte sê vir ons, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Dis hoekom Jesus Christus aan die regterhand van die Vader sit, is om vir ons in te tree. Hy is besig om vir ons 'n plek reg te maak. Hy is besig om vir ons 'n kamer voor te berei, 'n huis voor te berei vir ons, sodat ons eendag daar kan uitkom. Maar intussen is hy besig om vir ons in te tree by die Vader. Dat soos wat ons sonde doen, want hier sit nie een van ons hier vanaand wat nie sonde het nie. Nie een van ons sit hier vanaand en kan sê, hierdie week het verbygegaan en ek het nie een sonde gedoen nie. Elke een van ons wat hier sit, na die kruis, na ons harte vir Jesus gegee het, na ons gedoop is, doen ons nog steeds sonde. Ons kom net nie los van die sonde nie. Die sonde bly ons vashou, die sonde bly ons in sy greep te hou, maar Jesus bly intree vir ons by die Vader. Hy bly sê, Vader vergewe, Vader vergewe, Vader vergewe, want dit is Jesus se hart vir ons. Dit is sy hart vir ons, is dat ons vergewe moet word, en dis hoekom die nagmaal, en dit wat die nagmaal simboliseer, die vergifnis van ons sonde, so groot voorreg is. Dis hoekom dit so groot voorreg vir ons is, want voor die kruis, voor Jesus Christus, kon die hoëpriester net een keer 'n jaar ingegaan het en vir die mense se sondes gaan intree het by die Vader. Hy kon net een keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het en in God se teenwoordigheid gekom het en 'n lam geoffer het, sodat die mense se sondes vergewe kan word. Maar nou het ons 'n hoofpriester wat permanent in die hemel sit. Hy is permanent besig om in te tree vir elke sonde, vir elke tekortkoming, vir elke ding wat ons verkeerd doen, is hy permanent besig om vir ons in te tree. En die feit dat Jesus Christus by die Vader is vir ons 'n versekering. Is vir ons 'n versekering dat ons sondes voorbetaal is, want toe Jesus Christus aan die kruis uitroep, dit is volbring, then it was paid in full. Ten volle betaal, alles wat ons by God geroof het, alles wat ons by hom gesteel het, al die eer wat hom toekom wat ons by hom gesteel het, paid in full. En dis wat daai woorde toe Jesus sy laaste asem uitroep en sê dit is volbring, dit is wat daai woorde vir ons beteken het. Want julle sien, God het geweet,
Hy het geweet ons gaan nooit kan heilig wees soos wat hy heilig is nie. Hy roep ons tot 'n heilige lewe soos wat hy heilig is, maar hy het geweet ons gaan nooit kan heilig wees soos wat hy heilig is nie. En hy het geweet al doen ons hoeveel werke, al bring ons hoeveel offers, al help ons hoeveel ou tannies oor die straat, al gee ons vir hoeveel behoeftige mense geld, al doen ons wat, hy het geweet ons werke gaan nooit opmeet. Ons werke gaan ons nooit kwalifiseer. Ons werke gaan ons nooit op 'n plek kry waar ons in sy teenwoordigheid mag ingaan nie, want ons werke is nie genoeg om ons te red nie, en omdat hy ons liefhet met 'n liefde onbeskryflik groot, 'n liefde wat ons nie met menslike woorde eers kan beskryf nie, omdat hy ons so liefhet, het hy Jesus Christus gestuur, het die Vader vir Jesus Christus gestuur as 'n offer, sodat ons geheilig kan word, sodat ons in sy teenwoordigheid kan ingaan. In Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy ten volle, soos ons, sy broers en susters word, om as ons onterf. Daarom moes hy ten volle soos ons, sy broers en susters word, as ons ontfermende en betroubare hoofpriester, voor God priesterdienste verrig, om voor God priesterdienste verrig, en die sondes van God se volk te versoen. En hy het ten volle mens geword. Hy was volkome mens om te kom beleef wat ons beleef. Hy het self beleef wat dit is as 'n vriend jou in die rug steek. Hy het self beleef hoe dit is as iemand jou in die gesig slaan. Hy het beleef wat dit is wanneer mense op jou spoeg, wanneer mense jou verneder, wanneer mense jou in die grond indruk. Jesus het dit kom beleef soos wat ons dit beleef. Hy weet hoe dit voel om verraai te word. Hy weet hoe dit voel om alleen te wees. Hy weet hoe dit voel om te voel asof almal teen jou is. Hy weet presies dit wat ons deurgaan. Hy weet hoe dit voel om mishandel te word. Want hy was beledig, hy was gespot, hy was geslaan. Hy weet wat ons deurgaan. Maar God het hom gestuur as 'n offer om te kom beleef wat ons doen, is wat daai gedeelte sê. Om te kom beleef wat ons hier op aarde beleef, en hierdie offer het ons kom herstel van die sonde wat ons weerhou het van sy teenwoordigheid. En dit is die goeie nuus van Christus. Dit is die genade boodskap. Dit is die boodskap wat mense vrymaak van dit wat hulle vashou. Dit is die boodskap wat mense loskoop. Is die boodskap van Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Van Jesus Christus, wat nou nog besig is om vir ons in te tree by die Vader, want ons kom op 'n plek en die duiwel kry dit reg om ons te oortuig dat ons sonde te groot is vir God om te vergewe. Hy kry ons op 'n plek waar ons voel, hierdie sonde wat ek gedoen het is net te groot. Ek kan nie tot God nader nie. Ek wil vir jou sê vanaand, Jesus is besig om vir jou in te tree by die Vader. Hy is besig om vir jou intersessie te maak, sodat al is jou sonde hoe groot, kan jy nog steeds tot hom nader. En ek wil jou uitdaag vanaand, nader tot hom, want sy woord sê vir ons, as ons tot hom nader, sal hy tot ons nader. Nader tot hom in jou sonde, in jou gebrokenheid, in jou stikkend, in jou seer, in jou verwarring, in wat ook al jy besig is om deur te gaan, nader tot God en toets hom of hy nie tot jou gaan nader nie. Kyk of God nie tot jou sal nader wanneer jy tot hom nader nie. Toets hom wanneer jy jou sonde na hom toe vat, wanneer jy jou sonde eerlik teenoor hom bely, toets hom of hy nie 'n God is van genade wat jou kan vergewe nie. Want hy kan en hy sal en hy wil jou vergewe. Ons het nodig om na hom toe te gaan met dit wat ons vashou. Ons het nodig om op 'n plek te kom waar ons nie meer toelaat dat sonde ons weghou van God af nie. Ons het nodig om op 'n plek te kom waar ons aanvaar dat Jesus Christus het alreeds aan die kruis gesterf vir my sondes. Dit wat hy aan die kruis gedoen het was genoeg. Ek het nie nodig om nog iets te doen nie. Ek het nodig om na hom toe te gaan in my stikkend en in my seer, en hy sal kom. En hy sal my herstel. As hy ons nie kan herstel nie, as ons onsself kon herstel, as ons onsself kon red, dan was dit nooit nodig vir Jesus om kruis toe te gaan nie. En ons het die nagmaal saam gebruik vanaand, en ons gaan nou saam worship ook vanaand, om in sy teenwoordigheid te bly, as 'n offer van ons kant af, om te sê, dankie Jesus. Dankie Jesus, vir wat U vir ons moontlik gemaak het. Dankie Here dat dit nie gestop het by die kruis nie. Dankie dat U vandag nog besig is om vir ons in te tree. Dankie dat U genade vandag nog vir ons net so groot is as wat dit was toe U aan die kruis gehang het. En wanneer ons saam aanbid vanaand, dan doen ons dit met 'n oortuiging in ons harte, dat ons vergewe is. Dat ek kan kom met my sonde na Jesus toe. En hy wat Jesus is, wat die verlosser is, sal my verlos van my sondes. En ek wil afsluit met Galasiërs 2 vers 20,
wat sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof, deur die geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. En as gevolg van die kruis, lewe Jesus nou in ons. As gevolg van die kruis het ons nou lewe en dit in oorvloed. En ons begin vanaand met ons derde ritme van die main reels, 3 uminwe kalomain. Ons begin vanaand met die derde ritme, dit was no repeats, simple standards, en ons begin vanaand met zero harm. En ons gaan zero harm in, deur die bloed van die lam, wat ons reinig van ons sondes. Ons gaan zero harm in lewe en dit in oorvloed, gaan ons in, deur die bloed van die lam. En ons gaan dit in, deur saam aan Jesus se tafel te sit. So kom ons maak gebruik van hierdie oomblik, waar ons in sy teenwoordigheid kan wees, en ons aanbid hom, in waarheid en in gees, en ons sê vir hom dankie, dankie Jesus, dat my grootste sonde, my nie kan skei van u liefde nie, dat my grootste sonde my nie kan weerhou, van u teenwoordigheid nie, want Here, u is besig om vir my in te tree, u is besig om vir my in te tree by die Vader. So ek wil vir ons 'n gebed doen, en dan gaan Camille ons lei in die worship, en Vader, Here, my gebed is dat ons u vergifnis sal aanvaar. Here, dat ons u genade geskenk sal aanvaar. Maar Here, met dit saam wil ek bid, dat ons nie u genade sal misbruik nie. Here, dat ons nie misbruik sal maak van u genade nie. Dat ons nie sal aanhou en aanhou en aanhou in ons sonde nie. Maar Here, ek bid dat ons met ons sonde en in ons sonde na u toe kan kom. Na u toe sal kom, dat u ons kan genees. Dat u ons kan skoonmaak, dat u ons kan reinig van daai sondes. En Jesus, dankie dat ons vanaand aan u nagmaaltafel kan kom sit. Dankie dat ons in u teenwoordigheid in kan kom. En Here, dankie dat ons kan fellowship. Dankie vir u teenwoordigheid, en dankie vir u bloed, en dankie vir u liggaam, wat gebreek is, sodat ons vanaand in u teenwoordigheid in kan gaan. Dankie dat dit nie gestop het aan die kruis nie, maar dat dit vandag nog net soveel genade is, as wat dit nog altyd was. Ons sê vir u dankie, Vader, ontvang ons lof vanaand, ontvang ons aanbidding, en mag dit uit ons harte uitkom. En mag ons iets van 'n lewe en dit in oorvloed beleef vanaand, soos wat ons aanbid, in Jesus se naam. Amen.